Leerpapier, stoffering, jaar 2 vir die toets van 18 November. Bladsy 1, tekstiele, 1.1. Tekstiele word gedefinieer as die garings wat gewewe of gebrei word om materiaal te maak. 1.2, dieretekstiele. Dieretekstiele is verreweg die mees algemene in die menslike samelewing en word gewoonlik van pels of hare gemaak. Sy, wol en pashmina is almal uiters gewilde dieretekstiele. Planttekstiele. Planttekstiele waarvan katoen die algemeenste is, kan ook van strooi, gras en bamboes gemaak word. 1.4 Sintetiese tekstiele. Die onlangse bekendstelling van sintetiese tekstiele het die verskeidenheid opsies vir materiaalvervaardigers grootliks uitgebrei, beide in terme van kleding, veelsidigheid en bruikbaarheid. Polyester, spandex, nylon en akriel is almal wyd gebruikte sintetiese tekstiele. Bladsy 3, veiligheid. 2.1 Veiligheid in die werkswinkel. Werksveiligheidsriglyne wat deur alle werknemers gevolg word om 'n veiliger werksomgewing te skep. 1. Meld altyd onveilige toestande aan. Sodra 'n gevaar of risiko geïdentifiseer is, volg die regte prosedure om almal in te lig om te help om risiko's vinnig en effektief te verminder. 2. Hou 'n skoon werksplek. Werknemers moet altyd onthou om hul werksplekke van enige gemors skoon te maak. 3. Dra beskermende toerusting. Dit is belangrik om werkers te herinner om altyd die nodige persoonlike beskermende toerusting, PPE, te dra. 4. Neem riskanse. Werknemers wat moeg en oorwerk is 'n risiko in die werksplek. 5. Moenie stappe oorslaan nie. Herinner spanlede dat prosedures en werksvloeie sorgvuldig in plek gestel is om enige kans op risiko te vermy. Bly op hoogte van nuwe prosedures of protokolle. Nuwe prosedures, protokolle of toerusting kan bekendgestel word. Handhaaf 'n korrekte postuur. Werknemers moet 'n korrekte postuur in gedagte hou, want dit kan help om pyn, ongemak en potensiële langtermyn skade aan hul nek, rug of skouers te vermy. Bladsy 4, noem dit op. Wat om te doen is die eerste kolom, dan hoe om dit te doen of hoekom dit te doen, en dan in die laaste kolom is die illustrasie. So 1, was altyd jou hande, dit help om infeksie te vermy. Gebruik plastiek handskoene om jouself teen infeksie te beskerm. Spoel die wond met skoon lopende water, dit help om die risiko van infeksie te verminder of gebruik 'n ontsmettingslappie. Verwyder enige vuilheid met 'n haartangetjie wat met 'n ontsmettingsmiddel skoongemaak word. Gaan na die dokter as jy nie al die vuilheid kan verwyder nie. Stop die bloeding. Klein snye of skrapies stop gewoonlik op hulle eie. Druk liggies met 'n verband of skoon lap toe. As bloeding nie ophou nie, verhef die wond bo die hart. Smeer antibiotika of petroleum jelly aan. Smeer 'n dun laagie salf of vaseline aan om die oppervlakke klam te hou en littekens te voorkom. So littekens is merke. Bedek die wond met 'n verband of pleister. Dit help ook om die wond skoon te hou. Verander die verband gereeld, ten minste 1 keer per dag, om die wond skoon te hou en infeksie te voorkom. Kry 'n tetanus inspuiting as die wond diep of vuil is. Kyk vir tekens van infeksie. Gaan na die dokter as daar enige tekens rondom die wond is wat pyn of swelling verhoog. Bladsy 5, 2.3, PPE. Stofmasker wanneer jy boor, skuur ensovoorts. Oorproppe. Gebruik wanneer jy kompressor gebruik. Veiligheidsbril. Gebruik die pneumatiese kramgeweer, staanboor ensovoorts. Veiligheidsskoene. Wanneer smaar meubels verskuif word. Handskoene gebruik om chemikalieë om ou raamwerke skoon te maak. Oorpak, verf of skuur van die raamwerk. En sal julle sien daar is 6 prentjies van voorbeelde van PPE. 2.4 Veiligheidstekens. Die eerste kolom is die vorm, dan die betekenis, die kleur en 'n voorbeeld. So die eerste vorm is 'n sirkel met 'n diagonale lyn. Dit beteken verbode. Dit is gewoonlik rooi of is rooi en 'n voorbeeld daarvan is geen rook. Dan 'n sirkel is 'n verpligte aksie wanneer dit blou is, byvoorbeeld dra oogbeskerming.
'n driehoek is waarskuwing as dit geel is, byvoorbeeld 'n gevaar vlambaar. 'n reghoek gee inligting as hy groen is, byvoorbeeld die uitgang. 'n reghoek is brandveiligheid as hy rooi is, byvoorbeeld die brandblusser. Bladsy 6, 2.5 skoon werksarea. Dit gee 'n goeie indruk aan kliënte, verhoog die produktiwiteit van jou werknemers, maak jou werknemers gelukkig, beskerm jou werknemers se gesondheid, verminder gevare en hou jou kantoor glad en toetreffend aan die gang. 2.6 Verbetering van standaarde oor 'n tydperk betekende jy volg hierdie of implementeer hierdie dinge vir 1 maand, 3 maand, 6 maande, 'n jaar. En dan watse verbetering kry jy daaruit? Voorbeelde is soos verminder die hantering om die vloei van materiale te vergemaklik, verminder eiendomsskade deur preventiewe instandhouding te verbeter, verminder struikel en gly in rommelvrye en mosvrye werksareas, laer werknemer blootstelling aan gevare, byvoorbeeld stofdamp, verbeter produktiwiteit, gereedskap word makliker gevind, beter higiëniese toestande lei tot verbeterde gesondheid, meer doeltreffende toerusting, opruiming en instandhouding, beter beheer oor gemeenskap en materiale, minder skoonmaakwerk, verminder brandgevare en verbeter algemene moraal. Bladsy 7 gereedskap, versorging van toerusting, die naaldwerkmasjien. Olie is nodig op 'n naaldwerkmasjien om dit glad en stil te laat loop. Dit sal langer hou en meer eweredig stuk soos interne dele beweeg of draai met minder wrywing. Waarskuwing, slegs 'n klein hoeveelheid goeie kwaliteit olie is nodig. Oorlaai met olie sal net oliebesmetting aan die garing, die naald of die materiaal wat jy stuk veroorsaak. Slegs 1 druppel olie is nodig by elke oliepunt. Skoonmaak, eerstens maak die masjien skoon, verwyder alle stof, lint en draadeindes en gebruik 'n lintborsel en 'n skoon lappie. Olie is nodig op elke metaal teen metaal bewegende deel wat jy kan bereik. Sommige naaldwerkmasjienmodelle laat uitmekaar al toe en sommige gebruikers mag dalk verder interne toegang verkry as ander. Oliepunte, twee belangrike plekke is bo die naald en rondom die spoelkas. En dan vee enige oortollige olie af met 'n katoendoek. Onthou, olie sal nie 'n probleem oplos nie, maar die regte olie help om 'n probleem te voorkom. Gereedskap, dit begin met 'n illustrasie, dan 'n naam en waarvoor dit gebruik word. 1 is 'n eystersaag wat deur staal saag, 2 'n houtsaag, saag deur hout, dan 'n materiaalsker, sny patroondele op materiaal uit. Materiaalmaatband, die meet van kurwes. Staalliniaal, meet van lang reguit lyne, winkelhak, meet 90 grade hoeke, houtpyl, meet en merk hout, staal maatband, meet en merk hout en staal, langbek tang, verwyder gebreekte krammetjies van die raamwerk. Dan die tweede deel, bankskroef, hou hout vas om te merk, te sny, te boor en so voorts. Die G-klamp en die F-klamp hou stukke hout in plek. Dan die sterskroewedraaier en die platpuntskroewedraaier, skroef skroewe in en uit die hout. Kramverwyderaar, verwyder krammetjies in die houtraam. 'n Bytel, verwyder klein stukkies hout. 'n Klauhamer, slaan krammetjies plat in die raamwerk. 'n Houthamer, gebruik op hout tydens konstruksie van die raamwerk. Stoffeerhamer om materiaal in plek te slaan met klein spykertjies. Snytang, verwyder klein stukkies staal. Dan die laaste deel, 'n pneumatiese kramgeweer, maak spons of materiaal aan die houtraamwerk vas. Die boor gate in hout of staal. Die staanboor boor gate in stukke hout of staal. Die figuursaag sny hout in verskillende groottes en vorms. Handskiermasjien skier grawwe of gevlekte hout weer glad. Naaldwerkmasjien en die industriële naaldwerkmasjien stukke materiaal aan mekaar. Bladsy 11, 4 afmetings, begin altyd meet by die 0. Jy sal sien, gewoonlik by liniaal is daar nog so 'n stukkie voor die 0. Moenie teen aan die begin nie, begin op die nulletjie wanneer jy meet. Dan werk ons met millimeter en sentimeter. So millimeter is wanneer jy
goed meet wat minder as 'n sentimeter is. Goedjies klein soos 'n muurtjie. As jy na groter goggas toe gaan, dan gebruik jy nou sentimeter, want in 1 sentimeter is daar 10 millimeter. As jy na die lineaaltjie kyk, sal jy mooi sien. Die twee klein lyntjies tussen hulle is 1 millimeter. En tussen die 1 en die 2, dit is 'n sentimeter. Dan 5 berekeninge. Omskakeling van millimeter na sentimeter en sentimeter na millimeter. So as jy nou die pyltjies volg, van sentimeter na millimeter, dan maal jy met 10 en van millimeter na sentimeter gedeel deur jy deur 10. So as jy 20 sentimeter het, dan maal jy dit met 10, dan kry jy 200 millimeter. En 60 millimeter gedeel deur 10 is weer 6 sentimeter. Oppervlakte. Nou, oppervlakte is gelyk aan lengte maal breedte. Jy moet altyd die woorde skryf, jy kry ook punte daarvoor. Die voorbeeld hier is 3 maal 2. En die antwoord wat jy kry is dan 6 vierkante sentimeter. Nou, daai klein tweekie bo die sentimeter, as jy hom nie skryf nie, is jou antwoord verkeerd. Bladsy 12, koste en wins. Koste is die uitgawes aangegaan deur die stoffeerder wanneer 'n produk geproduseer word. So jy plus al die kostes bymekaar. Materiaal, spons, krammetjies ensovoorts, alles wat jy gebruik het, en dit is jou totale koste. Wins is die verskil tussen die stoffeerder se totale kostes en die verkoopprys. So jy minus die kostes van die verkoopprys. So sê jy wil hierdie stoel vir R200 verkoop, dit het jou R120 gekos om alles te doen, dan kry jy R80 wins. So dit is die geld wat jy maak. Bladsy 13, tegniese tekeninge. Jy sal sien op die onderkant van die bladsy is die 3D tekening. So jy weet dis 'n 3D tekening wanneer jy meer as een aansig kan sien. Ek kan sien hoe lyk hy voor en van die kant af en van bo af. So dis die 3D tekening. So as jy begin bo links, dan sal jy die sy-aansig sien, die vooraansig, agteraansig en die bo-aansig. Baie sterkte.